of ons nou jonk is, Here, soos hierdie kinders wat hier voor ons sit, of ons nou die oudste persoon hier in die kerk is, hierdie belofte is vir ons almal. Dankie dat U vir ons uitnooi en sê, roep na my in jou benoudheid. As jy 'n probleem het, as jy 'n krisis het, as jy in gevaar is, roep na my en ek sal jou antwoord, ek sal jou uithelp en jy sal my eer. En ons wil ook net vanmôre sê, ons wil U eer, Here, want so baie van ons kan so baie dinge noem waar U ons uitgehelp het, waar U ons gebede beantwoord het, waar U vir ons beskerm het toe ons in gevaar was. En ons wil net die lof daarvoor aan U bring. Help ons almal, Here, om dit altyd te onthou, dat as daar 'n probleem is, ons eerste na U sal roep. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie ouens. Ons gaan saam lees uit Jeremia hoofstuk 2. Jeremia hoofstuk 2. En ons tema is van leeg tot oorloop. Een man vertel hoe hulle een keer gaan stap in die berge, maar is 'n dor streek, dis 'n streek waar dit oor die algemeen droog is, maar toe is dit ook nog 'n vreeslike droogte daardie jaar. En dit was verskriklik warm, en hulle toe met mekaar 'n ooreenkoms gemaak, omdat hulle geweet het, dit is so droog, en die gevaar wat dit inhou, het hulle 'n ooreenkoms gemaak en gesê, as ons waterbottels half is, en ons het nog nie water gekry nie, dan draai ons om. Dan gaan ons terug. En hulle het toe nou gestap en dit was verskriklik warm en hulle het nou bietjie meer water gebruik as gewoonlik omdat hulle so sweet en warm kry. En toe hulle weer sien, toe is hulle waterbottels half en hulle begin praat en sê, jong, ons gaan eintlik moet omdraai. En terwyl hulle so praat, stap hulle so om 'n rots en skielik is daar so 'n bron voor hulle, 'n fontein wat uitloop en 'n poel water maak. En dit is die heerlikste koue water. En hulle kon hulle waterbottels volmaak en hulle self bietjie laaf met die water. En dit was eintlik so 'n heerlike plek gewees om te kom. Nou, hoe sou dit nou gewees het as hulle in daai situasie daar gekom het en hulle kry so 'n klipbak, bakke wat ouens vroeër jare gekap het om water in te gooi en water te stoor. En wanneer hulle by die bak kom, is hy droog. Of hy dalk so 'n bietjie modderwater daaronder in met blare in. Sou dit net so lekker gewees het? Sou dit hulle net so verkook het as hulle hierdie klipbak gekry het? Of sê nou hulle daar gekom en daar was beide so 'n klipbak wat eintlik leeg is, of dalk 'n bietjie modderwater in het, en daar is hierdie fontein, of hierdie mooi poelwater. Wie dink julle sou na die klipbak toe gegaan het? Wie sou daar lafenis gaan soek het? Niemand nie. Die teenstelling is so groot, nee, ek bedoel, as 'n ou so fisies daarna kyk, dan is dit mos nou duidelik vanselfsprekend. 'n Mens gaan mos nie na daai klipbak toe gaan nie, jy gaan na die waterbron toe gaan. Maar weet julle, in hierdie gedeelte wat ons gaan lees, is dit presies waarvan God sy volk beskuldig. Ons kan, wanneer dit oor die fisiese dinge gaan, kan ons hierdie beginsel mooi snap, maar partykeer as dit gaan oor die geestelike en emosionele dinge, dan is dit asof ons koppe deur mekaar raak. En dan gaan ons na die klipbak toe, wat leeg is, in plaas van na die fontein toe, wat uitborrel. En dis wat die Here vanmôre met ons oor wil praat, en waaroor hy ook gepraat het met sy volk, Israel.
En ons lees daarvan nou in Jeremia hoofstuk 2. Ons lees daar van die eerste versie af. Die woord van die Here het tot my gekom, dis nou Jeremia wat praat, né? Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Here, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het. Toe jy my die woestyn ingevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant word nie. Israel was toe aan die Here gewy soos die eerste vrugte van die oes. Nou hulle het mos die gebruik wanneer hulle die oes begin, dan daai eerste vrugte word eenkant gesit vir die Here, om vir hom dankie te sê. Niemand wat hierdie vrugte geëet het, het ongestraf gebly nie. Rampe het hom getref, sê die Here. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israel. So sê die Here, waarin het ek gefaal, dat julle voorvaders van my af weggedraai het? Dat hulle niks werk afgode gedien het, en so self niks geword het. Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het nie. Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waardeur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring en die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is deur julle besoedel. Die priesters het nie gevra, waar is die Here nie. Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree en gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here, en ook jou nakomelinge kla ek aan. Gaan na die Kitier-eilande toe en kyk bietjie, stuur boodskappers na Kedar toe en dink goed na. Het daar al ooit so iets gebeur, dat 'n nasie sy gode verruil het, selfs al was hulle geen gode nie. Maar my volk het my, hulle magtige God verruil, vir gode wat nie kan help nie. Selfs die hemel moet daaroor skrik en beef en sidder, sê die Here. My volk het 2 sondes begaan, en dis ons teksvers. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat. En hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Ons lees tot daar. Ons teksvers, my volk het 2 sondes begaan, hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Nou, is eintlik verskriklik as 'n mens bietjie mooi daaraan dink, né? As jy dink oor die geskiedenis van Israel, hoe God hulle daar in Egipte gaan haal het, in die plek waar hulle slawe was, hoe hy hulle uitgelei het, hoe hy die see oopgekloof het, laat hulle droogvoets kan deurtrek, hoe hy die Egiptiese leer daarin laat verdrink het, hoe hy vir hulle water uit klip laat loop het, hoe hy bitterwater soet gemaak het, hoe hy vir 40 jaar lank vir hulle manna en kwartels gegee het om te eet in die woestyn, hoe hy in die dag vir hulle 'n wolkkolom gegee het om vir hulle skaduwee te gee, in die nag 'n vuurkolom om lig te gee en hulle warm te maak. Hoe hy toe hulle by die beloofde land kom, vir hulle die een oorwinning na die ander gee, om die ander volke uit te dryf en hulle land vir Israel te gee, want dis sy volk, dis sy mense. En dan sou 'n mens dink, hierdie volk het seker nou besef, God is die enigste ware God. Hy is so getrou, en hy het seker in hulle hart hierdie keuse gemaak en gesê, ons sal die Here dien. Maar is nie lank nie, toe draai hulle van die Here af weg. Toe kyk hulle na die volke rondom hulle, en hulle begin van daardie volke se afgode dien. Gode wat van hout
of klip gekap is, wat niks kan doen nie. En hulle gaan soek hulp by daai afgode, terwyl hulle die lewende God het. Dis verskriklik as 'n mens daaraan dink. Hulle het al van hierdie fontein gedrink. Hulle het al God se hulp beleef. Hoe erg is dit dan om dan van hom af weg te draai? En die ergste van alles seker is, God staan en wag dat hulle by hom moet kom hulp vra. Hy staan gereed om hulle te help. Maar hulle gaan soek hulp op ander plekke. Kan dit wees dat dit nie net Israel is wat baie keer so optree teenoor die Here nie? Kan dit dalk wees dat ons dit ook kan doen? Dat ons ook hulp gaan soek op ander plekke en by die Here verbystap? Dat ons na die gebarste waterbakke toe gaan en by die fontein verbystap. Ja, kan dit wees dat gelowiges, dat Christene op ander plekke gaan hulp soek? As ek sommer net na my eie lewe kyk, dan moet ek sê, 'n ou skrik eintlik as jy dit besef, maar ek het dit ook al gedoen. Ek het ook al by mense gaan hulp soek, voordat ek nog met die Here gepraat het. Ek het ook allerhande maniertjies, hoe ek probeer om met dinge te cope, wanneer dit vir my moeilik raak. Ons noem dit coping mechanisms, maniere hoe ek probeer om moeilike goed te hanteer. En dan hardloop ons na daai goedjies toe, en vir 'n oomblik bring dit so 'n bietjie verligting. Maar dis net soos wanneer jy by daai klipbak gekom het, en daar was net so 'n klein bietjie modderige water daar onderin, en jy het dit nou maar 'n bietjie probeer suiwer en so, en jy kon net so 'n slukkie daar uitkry, dit bring net so 'n klein bietjie verligting, maar dan is dit weer weg. Terwyl die Here soveel meer het om vir ons te gee. En ek wil sommer 'n bietjie praat oor 'n klompie coping mechanisms, ekskuus vir die Engelse woord, wat ons baie keer gebruik om ons te probeer regop hou wanneer ons probleme het. Die eerste ene is vermyding. En dit gaan daaroor dat ons probeer om 'n probleem te ignoreer, om te maak asof dit nie daar is nie, of om die hantering daarvan uit te stel. En in plaas daarvan dat ek dadelik die bil by die horings pak en probeer om die ding te hanteer, stel ek dit uit. Dis die eerste manier hoe ons probeer om sulke goed te hanteer. Vermyding. 'n tweede manier is deur middele. Partykeer loop ons rond met 'n seerplek in die hart, of ek is skaam oor goed wat in my lewe gebeur het, en dan gebruik ek drank om daarvan te probeer ontsnap. Of pille. Of dwelms. 'n derde manier is isolasie. Partykeer wanneer iemand deur 'n moeilike ding gaan, dan onttrek hy hom van sy vriende, van sy familie, en hy sonder hom af. En dis eintlik groot gif. Maar omdat hy nie weet hoe om dit te hanteer nie, en partykeer skaam is daaroor, en nie kan sien om met mense daaroor te praat nie, onttrek hy hom. 'n volgende is om te veel te eet. Partykeer voel ek nie goed emosioneel nie, en dan eet ek te veel, om daarin troos te soek, om dan iets te doen wat lekker is, en wat my plesier gee. Partykeer
praat ek negatief met myself. En ek sal vir myself sê, jou onnoosel ding, hoe kon jy dit nou gedoen het? Dit wat jy nou kry is ook niks meer as wat jy verdien nie. Jy verdien dit wat nou met jou gebeur. En so probeer ek dit in my kop hanteer. Maar dit is eintlik 'n verskriklike negatiewe afbreekende manier. Partykeer beseer mense hulle sal hulle self sny of brand. Want hulle het so 'n ontsaglike emosionele spanning hier binnekant. En wanneer so iets kom, dan is dit 'n manier hoe hulle 'n bietjie ontlading kry. Nou het ek 'n rede om te huil of om seer te kry. Dit is verskriklik hoe 'n mens se kop werk in sulke omstandighede. Partykeer ontsnap 'n ou deur tegnologie. 'n Ou sal voor die TV gaan kampeer. Hy sal sy selfoon vat en op die internet boer en boer en boer. En uiteindelik maar net probeer ontsnap van die werklikheid. Maar dit bring net vir 'n oomblik verligting. En as jy daar opstaan, dan is die probleem nog steeds daar. En dalk nog groter. Partykeer probeer ouens wegkom van die probleem deur hulle te oorwerk. Ek spandeer ure, heeltemal te veel tyd per dag by die werk. En ek probeer net my kop besig hou sodat ek net nie moet dink aan die probleem nie. Partykeer wil ouens spandeer hulle te veel geld en hulle koop goed wat hulle nie kan bekostig nie, want dit gee my so 'n bietjie 'n dopamien-inspuiting wanneer ek daai ding kry. Dopamien is 'n stof wat jou brein afskei wat jou laat lekker voel. Maar dit hou ook net vir 'n oomblik. En dan los dit jou met die skuld. Ouens sal in hierdie omstandighede partykeer begin dobbel. En dit gee my so 'n dopamien-inspuiting as ek iets wen. Partykeer probeer mense ontvlug deur te slaap. En wanneer daai ding my tuister, dan probeer ek net slaap en vir 'n oomblik daarvan wegkom. Maar ouens, al hierdie goeters is soos daai klipbak. Dit bring net vir 'n klein oombliekie bietjie verligting. Maar dit kan nie die probleem oplos nie. Dit kan nie genesing bring nie. En daarom dat God ons nooi en sê, kom na die fontein. Kom na die bron van water. So as jy nou 'n bietjie dink in jou lewe, wat is jy geneig om te kies? Kies jy klipbakke, coping mechanisms, hardloop dalk na mense toe, probeer eie plannetjies maak, al sulke tipe goeters? Of het jy al op 'n plek gekom waar jy doelbewus eerste na die Here toe gaan en by hom gaan hulp soek? Nou, hoe gaan ons na die fontein toe? Wat doen ons prakties om by God te kom sodat hy vir my dit gee wat ek nodig het? Nou, ek wil eers miskien net sê, as ou nou dink aan die plek waar Israel gebly het, was daar baie droë streke, baie droë plekke. En daar was die ouens so bewus van hoe afhanklik hulle van water is. Daarom het hulle oral waar hulle gegaan het water saamgedra, want jy het nie geweet of jy om die volgende hoek of draai weer water gaan kry nie. En sonder water kan ons nie lewe nie. En dis nou presies die beeld wat God wil hê ons moet snap. Soos wat dit vir ons fisiese lewe noodsaaklik is die Here vir my geestelike lewe noodsaaklik. Ek kan nie sonder hom lewe nie. En dis hoekom ons die fontein so nodig het. Die eerste ding wat ons nodig het om te doen is, erken die werklikheid van jou situasie en die gevolge daarvan. Nou as ek sommer net 'n voorbeeld of twee kan noem om ons te help om bietjie te dink daaroor. Kom ons sê, jy het 'n situasie waar jy
eintlik bankrot is. Jou finansies is op 'n plek waar jy net nie meer kan nie. Jy is maxed out op al wat 'n plek is waar jy geld kan leen. En nou kan jy dit nie meer terugbetaal nie. Dan het jy nodig om hierdie werklikheid en die gevolge daarvan aan jouself te erken en te sê, dit is my situasie. Moet dit nie probeer wegpraat nie, moet dit nie ignoreer nie, moenie allerhande maniertjies probeer om dit uit te skuif en later te hanteer nie. Ek het nodig om nou die ding in die oë te kyk. Dis die eerste stap. En nadat jy dit gedoen het, dan bring jy dit na die Here toe. Hoe doen ons dit prakties? Ek vertel hom hardop my situasie. Hy weet dit natuurlik. Maar weet jy wat doen dit vir jou, wanneer jy dit hardop vir die Here vertel, hoor hoe jy met die Here praat? Dis soos 'n geestelike terapie, waar ek eintlik hierdie las wat op my lê, hier by die Here kom aflaai. En dit bring 'n verligting in my gees, wanneer ek dit doen. Ek het dit net gister beleef. Ek het 'n ding gehad wat my so gekastei het, en waaroor ek so geworstel het. En gistermôre het ek bietjie tyd, en ek raak bietjie stil by die Here. En ek vertel hom net hierdie goed in. En daar kom hierdie hemelse vrede oor my hart. En dis waarvoor God jou nooi. Kom vertel my. Bring jou las na my toe. En erken jou onvermoë om dit self te hanteer. Sê vir hom, Here, hier sit ek. Ek weet nie meer nie, ek kan nie verder nie. Maar hier is ek, Here. Dankie dat ek na U toe kan kom. En weet, U sal my help. En dan vra jy sy hulp en jy sê, Here, ek weet nou nie verder nie, ek kan nie 'n tree op my eie verder loop nie. Ek verklaar my afhanklikheid van U. Here, help my. En dan sit jy bietjie by die Here. En jy vra vir hom sy raad. Jy sê vir hom, Here, wat moet ek nou doen? En dan wag jy op hom. En partykeer gaan die Here 'n gedagte in jou kop opbring, of 'n persoon in jou kop opbring. Kom ons sê nou maar jy sit met 'n ou seerplek van baie jare kom, en wat jou nog steeds kastei, en nog steeds jou vreugde steel, en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En nou bring die Here 'n persoon in jou kop op. Hoekom? Want die Here wil jou help deur daai persoon te gebruik. Dan gaan jy na daai persoon toe. En jy gaan vertel vir hom. Of die Here kan vir jou help deur 'n plan te gee. Hy gee vir jou 'n idee van wat jy moet doen. En dan gaan doen jy net presies dit wat jy nou by die Here beleef het. Jy gaan doen nie meer ander goedjies nie. Jy gaan maak nie meer jou eie ander planne nie. Ek doen net wat die Here nou vir my gegee het om te doen. Vertrou hom en bou saam met hom daardie plan. So vertrou dat hy jou sal antwoord. As ons gaan baie keer met ons krisisse en probleme na die Here toe. Maar dan is ek angstig as ek daar instap en ek vertel hom alles wat gebeur het, en dan stap ek angstig daar uit met die pakkie op my skouers. Ek het nie terwyl ek daar was daarin geslaag om hierdie las nou by die Here af te laai, sy vrede te kry, sy raad te kry, en nou eintlik as 'n nuwe mens, 'n verkookte mens, daar uit te stap nie. So, baie keer het ons nodig, om wanneer ek daar gaan sit, net bietjie te sit. En nadat ek vir die Here alles vertel het van my probleem,
nou bietjie my kop doelbewus van die probleem af te haal en op God te fokus. Want hoe groot hierdie probleem ook al is, God is groter. En ek het nodig om my kop van hierdie ding af te kry en op God te kry, en dan bring dit nuwe hoop en nuwe krag in my hart, want ek weet, God kan hierdie probleem hanteer, en hy sal my help. En voordat dit nie gebeur nie, gaan ek daar uitstap, en ek gaan nog steeds hierdie las met my saamdra. Maar as ek dit kan doen, om die probleem af te laai, en my fokus op die Here te sit, dan verander my hele uitkyk. Dan verander my hart. Dan kry ek nuwe moed en nuwe krag. En dan kan ek aangaan. Vra ook vir God vir gesonde maniere van ontlaai, want partykeer raak ou so fisies gespanne. Partykeer begin dit jou liggaam affekteer. As jy vir 'n lang tyd so 'n las dra, dan word jou geestelike reserves, jou emosionele reserves uitgeput. En jy kom op 'n punt waar jy begin ly aan uitbranding. En dan het ou nodig om gesonde maniere te kry om te ontlaai, en vra dan vir die Here vir sulke maniere. Soos ek nou gesê het, miskien wys hy vir jou iemand met wie jy kan gaan praat. En baie van julle sal kan getuig, wat 'n verligting bring dit in jou binneste, as ek 'n slag net hierdie ding wat hier binne in my sit, kan oopmaak en met iemand deel. Dis asof dit 'n berg van my skouers afhaal. Of die Here help jou om te begin oefen. En net fisies aktief te raak. Of om kreatief te wees. Vir party mense bring dit verskriklike verligting as hulle gaan en hulle begin net weer verf of teken, of ek maak 'n ding uit hout, of ek swys 'n stuk yster en ek maak iets. Ons is gemaak om kreatief te wees, want ons is beeld van God. En dit bring ook vir ons baie keer groot verligting. Maar vra die Here om vir jou gesonde maniere te gee om te ontlaai. Uiteindelik wil ek afsluit en net sê, om by die fontein te gaan drink, beteken, ek moet bietjie by die Here gaan sit, en van sy teenwoordigheid en sy vrede indrink, totdat ek vrede vind en rustig raak. As ek loop voordat dit gebeur het, dan is dit soos 'n ou wat halfpad water gedrink het en nou loop ek verder. En as dit nie lank nie, dan is ek weer dors. Want ek het nie genoeg gedrink nie. Die Here nooi ons om by die fontein te kom drink. Dis 'n onuitputlike fontein. Daar's altyd hulp, altyd raad, altyd krag. Alles wat jy nodig het, is by hom. Die vraag is, gaan jy na hom toe om te gaan drink? Natuurlik word elke probleem nie onmiddellik opgelos nie. As jy loop met 'n ou seerplek van baie jare, dan is daar nie 'n quick fix vir dit nie. Die Here gaan jou help om daai seerplek oop te maak, skoon te maak, en dan kom die genesing. Maar dit gebeur nie net so nie. As jy in 'n situasie is waar jy eintlik bankrot is, gaan die Here jou help. Hy gaan vir jou raad gee, hy gaan vir jou 'n plan gee, maar dit gaan tyd vat om uit hierdie gemors uit te kom en by finansiële gesondheid te kom. So moenie altyd net 'n quick fix soek nie, maar die wonderlike is, dat al is die probleem nog nie heeltemal uitgesorteer nie, ek kan op hierdie stadium al vrede vind by God, binne in hierdie probleem. Want niks vat ooit God se vrede weg nie. As jy sit en jy worstel met hartseer oor 'n geliefde wat jy verloor het, dan kom daai genesing nie in 'n dag nie.
En die Here gaan vir jou troos gee, en hy gaan jou help in jou oomblik van hartseer waar jy by hom kom sit. Maar is 'n proses van aanpassing. My lewe moet verander, my lewenstyl moet verander, want daai persoon is nie meer daar nie. Daar's nie 'n quick fix nie. Maar daar is hulp nou by die fontein van die lewe. Vader, baie dankie dat U ons vanmôre nooi na die fontein toe. Here, ekskuus vir elke keer wat ek probeer drink het by 'n gebarste klipbak. En daar is so baie van dit in hierdie ou wêreld, Here. En ek val so maklik terug in my ou gewoontetjies, waar ek probeer om dinge self te hanteer, self planne te maak, of dit te ignoreer, of op een of ander manier vir 'n oomblik net bietjie daarvan te ontsnap. Ekskuus daarvoor, maar U nooi vir ons vanmôre om na U toe te kom, die bron van die lewende water. Dankie dat U ons met oop arms ontvang wanneer ons kom. Dat U gereed staan om ons te help, om U oor ons te ontferm. En Here, selfs al is dit probleme wat nie onmiddellik opgelos word nie, is U in staat om selfs binne in daai probleem vir ons vrede te bring, ons hoop te bring, ons nuwe krag te gee. Dankie Here, dat U ons vanmôre nooi om na U, die lewende God, te kom. En help ons om wanneer ons kom, met geloof te kom, met 'n verwagting, Here, dat U ons sal help. Dankie dat U ons ook uitnooi. U is die een, Here Jesus, wat vir ons geleer het, vra en vir julle sal gegee word. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind. Dankie Here, dat U vanmôre ons oë weer kom terugdraai na die fontein van die lewe. Amen.